Goeiedag almal en dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Die volgende paar woorde is baie belangrik. Luister hierna. God always has something for you. A key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow, and a great plan for every tomorrow. Is dit nie wonderlik nie? Toe ek hierdie boodskap ontvang het, dit onmiddellik my aandag getrek en my aan die waarheid daarvan laat dink. Die Here het altyd iets vir jou, 'n sleutel vir elke probleem, 'n lig vir elke duisternis en 'n plan vir die toekoms. Kom ons kyk na hierdie waarhede. Die Here het altyd iets vir jou, 'n sleutel vir elke probleem. Matteus 16 vers 19. En ek sê Jesus sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Is dit nie kragtig nie? Wanneer jy probleme het, roep tot die Here om jou die regte sleutel te gee om verkeerde deure te sluit en om die regte deure oop te sluit. En dan, die Here het altyd iets vir jou, 'n lig vir elke duisternis. Matteus 5 vers 14 sê die Here Jesus vir ons, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En dan vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wat die Here eintlik hier vir ons vra is, hoe tree jy op wanneer jy probleme ervaar? Verval jy in duisternis of skyn jou lig van geloof en vertroue sodat almal dit kan sien? En dan, die Here het altyd iets vir jou. Hy het 'n plan vir die toekoms. Jeremia 29 vers 11. Want ek, sê die Here God, weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En hoor wat sê die Here in Jesaja 30 vers 15. Want so sê die Here, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Weet, al drie hierdie dinge wat die Here vir ons het, 'n sleutel vir elke probleem, 'n lig vir elke duisternis en 'n plan vir die toekoms, moet ons met wysheid aanpak. En indien jy twyfel, wag geduldig op sy wysheid om die regte dinge te doen. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ek wil hierdie oordeenking afsluit by die volgende uitnodiging van die Here aan jou. Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En dan sy uitroep na jou in Rigters 6 vers 12. Die Here is met jou, dapper held. Jy weet, met die krag van God in jou, hoef jy nooit enige mag of krag rondom jou te vrees. Die Here, dankie vir die waarheid van u teenwoordigheid. Amen.